Ons reis vandag verder met die tema doen goed met andering. Dit herinner ons daaraan dat God se liefde regtig geen grense ken nie. Die Bybel wys oor en oor dat geloof nie net iets is wat ons bely nie, maar iets is wat ons moet leef, elke oomblik van elke dag. En een van die maniere waarop ons dit so prakties kan uitleef, is deur gasvryheid. Deur oop te wees vir mense wat anders is, wat nuut is, of eenvoudig net iemand wat nodig het om te hoor dat ek en jy sê, jy is welkom hier, jy is welkom in ons midde. Dis maklik om te sê, ons glo in liefde. Dis iets anders om ons deur oop te maak vir iemand wat dit regtig nodig het. Maar dis presies daar waar God se liefde en genade tasbaar word in die gewone alledaagse gebare van gasvryheid. Ons lees in vandag se skrifgedeelte, moenie nalat om gasvry te wees nie. Deur gasvry te wees het party mense, sonder dat hulle dit besef, selfs engele tuis ontvang. Dit is my 'n wonderlike gedagte om te weet dat ons nooit weet wie by ons deur instap nie. Dis 'n geleentheid om elke mens met liefde en menswaardigheid en gasvryheid te dien. En in die Bybel gebeur dit met Abraham. Hy verwelkom 3 vreemdelinge en hy ontdek dat dit God self was wat hom besoek het. Op die Emmauspad stap daar iemand saam met Kleopas en sy mededisipel en later besef hulle oë gaan oop en hulle sien dis Jesus. God ontmoet ons dikwels in die alledaagse, die gewone, en in mense wat ons dalk sommer net maklik sou verbygaan. En dalk is dit steeds so vandag. Dalk klop God soms aan ons deur, nie net met 'n verbuisterende stem of 'n sterk wind of 'n geweldige groot ding nie, maar in die vorm van 'n buurvrou wat hulp nodig het. 'n Vreemdeling by die kerk, 'n kollega wie se kinders swaar kry. Daar's soveel maniere. Ons dink dikwels gasvryheid beteken om groot etes en perfekte tafels en mooi borde en ure se voorbereiding te hê en te doen. Op 'n stadium in my lewe weet ek dis wat ek gedink het, maar nou so oor die jare het ek geleer dat gasvryheid baie anders is as dit. Dis om mense te verwelkom in jou spasie, waar jy jouself ook al bevind. Bybelse gasvryheid gaan nie oor die prestasie nie, dit gaan oor teenwoordigheid. Dit gaan oor 'n oop hart en hoe jy mense ontvang. 'n Eenvoudige koppie koffie saam met iemand kan heilig wees wanneer dit met liefde gedeel word. 'n Gesprek met iemand wat alleen voel, kan iets van die beloning vir daardie persoon oopmaak. 'n Vriendelike woord, 'n bietjie tyd wat jy gee, sê vir iemand, jy's gesien, jy's welkom en jy's nie alleen nie. Ek is hier saam met jou. Jesus het self dikwels hierdie soort gasvryheid beleef. Martha het hom in haar huis ontvang. 'n Jong seun het sy kosmandjie met hom gedeel en 'n vreemdeling het Jesus gehelp om sy kruis te dra. En oral waar hy gegaan het, het hy mense genooi, selfs die wat niemand anders wou nooi of wou naby hê nie. Wanneer ons gasvry leef, leef ons in Jesus se voetspore. Gasvryheid is nie net 'n mooi gewoonte nie. Dis 'n geloofsdaad. Dit vra van ons om te vertrou dat daar genoeg is om te deel. Genoeg tyd, genoeg plek, genoeg liefde, genoeg genade. En elke keer as ons iemand innooi, gebeur daar iets heiligs. 'n Geslote deur sê, dis my spasie. 'n Oop deur sê, dis God se spasie en jy's welkom daarin. Ons leef in 'n wêreld waar ons grootste siekte van ons tyd eensaamheid is, waar mense hulle self eensaam en alleen vind. Ons hou mekaar op 'n afstand, ons beskerm ons tyd, ons roetines is so vas en ons in ons gemak en hoe ons wil leef, dat ons nie tyd maak om verander nie. Maar dis juis daardie grense wat die evangelie kom breek. God se koninkryk lyk nie soos 'n geslote erf met hoë mure nie, maar meer soos 'n plek waar daar plek is vir nog iemand. Daar's altyd plek vir nog iemand. Dalk het jy al ervaar hoe dit voel om elders in te loop en dadelik welkom te voel. Dis soos om asem te kan haal. Iemand kyk jou in die oë, glimlag en nooi jou en skielik voel jy, ek hoor die. Daardie gevoel
is wat goddelike gasvryheid vir mense doen. En wanneer ons ander mense so laat voel, word ons die gesig van genade. Ons word 'n klein herinnering van 'n groot waarheid, dat God self nooi elke mens in. Om gasvry te leef is nie net goeie maniere nie, dis die evangelie in aksie. En die beste is, ons hoef nie 'n groot bediening of baie middele te hê nie, ons kan net gasvry wees met wat ons het. God gebruik gewone mense, met vol programme, met klein huise, gewone lewens, om buitengewone liefde aan ander mense te bewys. Wanneer ons gasvry leef, sê ek en jy in effek, God gebruik my om u liefde aan iemand anders te bewys. Vra vandag vir die Here om jou te help om met nuwe oë na die mense rondom jou te kyk. Dalk kry jy die geleentheid om gasvry te wees en dan so God se liefde te deel. Kom ons bid saam. Here, u arms is altyd oop en u liefde hardloop ons tegemoet. Leer my, Heilige Gees, om asseblief op dieselfde manier met dieselfde openheid te kan leef en help my om te sien wie my pad langs kom, sodat ek gasvry kan leef. Gee my 'n hart wat luister, 'n huis wat oop is en oë wat wonder oor u teenwoordigheid in ander. Help ons, Vader, om u lief te hê soos wat u elkeen van ons liefhet. Amen.